Baie welkom vanaand by hierdie tweede lesing van Tessalonisense. Wat 'n voorreg om deur hierdie wonderlike brief wat die eerste brief is wat Paulus geskryf het, was aan die Tessalonisense, en dis wonderlik om te sien wat het hy dan ook aan hierdie mense geskryf. Kom ons bid eens saam. Hemelse Vader, ons sê vanaand vir U baie dankie vir die wonderlike voorreg om so saam te kan wees. Dankie vir U woord. Dankie dat U woord lewend maak in ons harte. Help ons om dit te ontvang, dit ook bo alles, om dit te kan uitlewe tot verheerliking en tot eer van U naam. Baie dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, ons het laasweek so 'n bietjie gekyk na die stad en so 'n paar dinge daaroor. Nou gaan ons aan en ons kyk so 'n bietjie na die teologie wat in Tessalonisense of 1 Tessalonisense dan voorkom. Elke brief wat Paulus geskryf het, is daar sekere teologiese aspekte wat daar in na vore kom. Nou, die woord teologie is twee Griekse woorde wat saamgevoeg is, naamlik theos en logos. Theos is God en logos is woord. Met ander woorde, dit gaan oor wat sê die woord oor God en oor sy werk in die mens se lewe. Dit is dan in kort waaroor teologie gaan. Nou, die briewe aan die Tessalonisense is nie so dogmaties soos die ander briewe uit Paulus se hand nie. Die sake wat onmiskenbaar deel uitmaak van Paulus se teologie is in 'n groot mate afwesig in hierdie twee briewe. Daar is geen vermelding van die kontras wat bestaan tussen die wet en genade nie. Die term justification of dan regverdigmaking word glad nie in hierdie briewe gebruik nie. Die woord genade, 'n gunsteling van Paulus, is ook maar skaars. 'n Paar gedeeltes is 1 Tessalonisense 1 vers 1 en 2 Tessalonisense 1 vers 2 en 12 en dan ook Hoofstuk 2 vers 16. Daar is tog sekere leerstellings teenwoordig wat ons net 'n bietjie na vinnig gaan kyk. Die eerste gaan oor die leerstelling oor God. In die eerste plek wys Paulus daarop dat daar net een ware God is wat teenoor al die heidense afgode staan. Ek wil net vir julle so in die verbygaan vinnig sê, weet julle hoekom het die Romeine die Christene so vervolg? Hulle het gesê dat die Christene is ateïste. Weet julle hoekom? Omdat hulle gesê het, daar's net een God. En hulle het die heidense gode, die Romeinse gode het hulle misken. Hulle het gesê, dis nie ware gode nie. En wat die Romeine dan gesien het, enige droogte of oorspoelings of misoeste of enigiets wat verkeerd geloop het, het hulle gesê, dis die gode wat kwaad is, omdat die Christene hulle nie erken nie, en daarom word hulle nou daaroor gestraf. En dis die rede dan, of een van die groot redes, waarom hulle dan die Christene so geweldig vervolg het in daardie tyd. Nou goed, die evangelie wat hulle verkondig, is hierdie een ware God se evangelie, volgens Hoofstuk 2 vers 2. Die evangelie is aan hulle toevertrou, want hulle is deur God goedgekeur. Hulle praat nie om mense tevrede te stel nie, maar God, die een wat harte toets, volgens 2 vers 4. Hierdie God, ons Vader, is die een wat saam met ons Here Jesus Christus die pad na die Tessalonisense rig, volgens 3 vers 1. Dit is God wat hulle in elke opsig volkome heilig sal maak, tot en met die wederkoms van ons Here Jesus Christus, Hoofstuk 5 vers 23. Hy het hulle geroep tot sy koninkryk en heerlikheid, 2 vers 12, en is getrou en sal hulle vlekkeloos bewaar tot die einde toe, volgens 5 vers 24. Dan is daar ook enkele dinge wat gesê was
oor Jesus Christus. Aangaande die leer oor Christus, verbind die apostel Christus op so 'n manier met die Vader, wat 'n aanduiding is van sy gelykheid aan God. Hoofstuk 1 vers 1 byvoorbeeld. Jesus word dan ook beskryf as ho kurios. Die Griekse woord wat ons vertaal met die Here, of Engels dan Lord. Jesus word beskryf dat die Here is, en dit is 'n algemene term waarmee God ook beskryf word, ook in die Ou Testament. En daarom is dit baie duidelik dat Paulus het Jesus nie net beskou as minderwaardig teenoor God die Vader nie, hy het hom beskou as God homself. Net soos die Heilige Gees, die derde leerstelling wat kom oor die Heilige Gees, Paulus beklemtoon die feit dat dit die Heilige Gees is wat die boodskap effektief bekragtig in die harte van sy lesers. 1 vers 5. Dit is ook die Heilige Gees wat blydskap te midde van verdrukking gee. 1 vers 6. Hierdie gemeente het ook verdrukking ervaar. En Paulus het dit duidelik gemaak, dat is die Heilige Gees wat blydskap gee te midde van hierdie geweldige verdrukking wat hulle daar ook ervaar het. God het die Heilige Gees aan hulle gegee, en daarom moet hulle onthou dat God hulle nie tot onreinheid geroep het nie, maar tot heiligheid. Hoofstuk 4 vers 7. Hy vermaan hulle ook om nie die Gees te blus nie. 5 vers 19. Dan, wat het hy gesê oor saligheid of redding dan? Paulus brei nie baie uit oor die wonderlike leerstelling van redding deur die dood van Jesus Christus nie. Ons het egter onthou dat hierdie waarheid reeds ten volle aan hulle verkondig en deur hulle aanvaar is, volgens 2 vers 13. Paulus het vanselfsprekend aanvaar dat hulle kennis van hierdie onderwerp het, soos blyk uit ander gedeeltes in hierdie brief. 1 vers 9 en 10, 4 vers 14 en ook 5 vers 10. Die gelowige se eenheid met Christus en verbintenis met die Vader word duidelik uitgedruk in die beskrywing in hoofstuk 1 vers 1 aan die gemeente van Thessalonika in God die Vader en die Here Jesus Christus. Dan die eskatologie. Julle weet, eskatologie beteken die leer oor die eindtye. Die toekomstige perspektief oor verlossing staan duidelik uit in hierdie brief. Die basiese teologiese klem van hierdie brief en dan ook 2 Tessalonisense is eskatologies. Die aankondiging van Jesus se wederkoms word voortdurend deur die apostel beklemtoon. In 1 Tessalonisense is daar 'n verwysing na die wederkoms in elke hoofstuk met uitgebreide bespreking in hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Sekere tekste waar dit baie duidelik voorkom, 1 vers 10, 2 vers 19, 3 vers 13, 4 vers 13 tot 18, 5 vers 1 tot 11 en dan ook vers 23. So baie duidelik speel die tyd, die leer oor die eindtye ook 'n baie belangrike deel van Paulus se lering in hierdie brief. Goed, en daarmee volstaan ek dan met die inleiding van 1 Tessalonisense, waarna ons gekyk het die afgelope 2 weke dan. Nou, kom ons uiteindelik by die Bybel self. Hoofstuk 1. Nou, as ons kyk, ek wil net 'n inleiding gee oor Paulus se briewe. Feitlik al die briewe van die Grieks-Romeinse periode begin met 'n drievoudige inleiding. Onthou julle, op skool het hulle ons geleer om 'n brief te skryf. En dan jy altyd begin met liewe of beste of wat ook al, jy sit jou adres en dan spreek jy die persoon aan wat jy nou voorskryf. En dan na jy die hele brief geskryf het, dan sê jy aan die einde met baie liefde of baie groete of die uwe of wat ook al, en dan eers met jou naam.
Daardie tyd het hulle dit anders gedoen. Die skrywer se naam het heel eers voorgekom, wat eintlik vir my 'n beter manier is om brief te skryf. Met ander woorde, hulle het dadelik geweet van wie af kom die brief. Hulle het nie nodig gehad om na die einde te kyk om te sien van waar af die brief kom nie. Die skrywer se naam het verskyn, dan aan wie hierdie brief geadresseer is, en dan was daar die woordjie groete. Met ander woorde, 'n normale Romeinse brief, as ek nou sê maar geskryf het, dan sou ek sê van Pieter aan Betsaida groete. Dit is die manier wat hulle 'n brief dan geskryf het. Die volgende item in die brief is dikwels 'n wens of soms 'n gebed vir die gesondheid of die welstand van die geadresseerde. Paulus se briewe, wat oor die algemeen hierdie vorm aanneem, sluit gewoonlik 'n danksegging in wat aan God gerig is. In sommige gevalle sluit hy ook 'n gebed in, waarin hy vertel dat hy nie net hulle in sy gebede onthou nie, maar spel ook sekere detail van sodanige gebede uit. Kom iemand nou nog in. OK. In hierdie eenvoudige opening van 1 Tessalonisense kom 3 kenmerkende punte voor wat op die res van die brief betrekking het. In die eerste plek gee die insluiting van Silvanus en Timoteus as medeskrywers meer gewig aan die autoriteit van Paulus. Dit wys net aan die gemeente dat Paulus goed ingelig is deur Timoteus oor hulle situasie na sy besoek aan hulle nie, maar dat daar ooreenstemming is tussen Paulus en hierdie ander leiers by die skryf van hierdie brief. In die tweede plek word die ontvangers met die woord kerk of gemeente geïdentifiseer. Dis die Griekse woord ekklesia, wat julle dalk al van gehoor het. Dis 'n term wat in die Septuagint, nou die Septuagint is die Griekse Ou Testament, was dit gebruik wanneer na Israel, God se verbondsmense verwys word. Dit reflekteer Paulus se insig van 'n kerk in Tessalonika wat oorwegend uit Christene uit die heidendom bestaan het as die nuwe volk van God. Laastens beklemtoon die frase in God die Vader van ons Here Jesus Christus en die groet genade vir julle en vrede die primêre en dus die deurslaggewende rol wat God die Vader en Christus Jesus in die redding en geestelike lewe van die leser speel. Die kerk in Tessalonika bestaan nie as gevolg van menslike arbeid, soseer van Paulus, Silvanus of tans Timoteus nie, of die gelowiges in die stad nie, maar dit is as gevolg van die goddelike inisiatief van God die Vader en die Here Jesus Christus, wat sonder enige verdienste van hulle kant genade en vrede aan die bekeerlinge in Tessalonika gegee het. So baie interessant as 'n mens daarna kyk en sien dat hoe hierdie briewe dan saamgestel is en hoe Paulus dan ook dan met hierdie gemeente gepraat het. Verskoon my. Nou kom ons kyk na hoofstuk 1, die heel eerste versie. Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente of aan die kerk van die Tessalonisense in God die Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede. Kan julle sien hoe Paulus 'n bietjie verskil van die normale manier waarop geskryf is? Hy gee hulle aan hulle naam en dan sê hy aan wie dit gerig is, maar in plaas van om net te sê groete, dan sê hy genade vir julle en vrede. So hy verander so 'n bietjie aan net om te sê groete. Nou, Paulus laat enige autoritaire titel hier weg en staan langs sy lesers in vriendskap. Hy praat nie hier van die apostel Paulus
of enigiets, hy praat net en hy noem net plein sy naam. Nou Paulus en Silvanus was Romeinse burgers. Ons sien dit in Handelinge 16 vers 37 en 38 en het Latynse name gehad wat die ekwivalent van hulle Hebreëse name Saulus en Silas was. Onthou julle Paulus en Silas in die tronk daar in Filippi? Nou dis daai selfe Silas wat hy hier aanspreek as Silvanus. Wat belangrik is om te onthou, dit was dan hulle Romeinse name, of hulle Latynse name dan. Silvanus was 'n profeet en 'n leier in die kerk in Jerusalem. Handelinge 15 vers 27, vers 30, 32 en 40. Timotheus was 'n lidmaat van die kerk in Lystra en het moontlik tot geloof in Christus kom tydens Paulus sy eerste sendingreis. Van die oomblik af wat hy by Paulus en Silas aangesluit het, Handelinge 16 vers 1 tot 3, het Timotheus gereeld gefigureer in Handelinge en in Paulus se briewe, behalwe in Galasiërs en Efesiërs kom sy naam nie voor nie. Die skrywer aan die Hebreërs verwys ook na hom. Hy skryf byvoorbeeld in Hebreërs 13 vers 23, julle moet weet dat ons broer Timotheus vrygelaat is. Daaruit kan ons aflei dat Timotheus in die tronk was, maar dat hy tydens die skrywe van die brief aan die Hebreërs, dat hy in daai tydperk, dat hy vrygelaat is. Die brief word aan die gemeente of aan die kerk in Tessalonisense gerig en word geïdentifiseer as in God die Vader en die Here Jesus Christus, wat na die verhouding waarin hulle staan verwys. Hulle staan in 'n verhouding met God die Vader en met die Here Jesus Christus. Die feit dat hulle in hulle is, belangrik om dit te onthou. Daar is sy groetwoord dan genade, of laat ek dit so stel eers, nou hierdie groet, genade aan julle en vrede, is die kenmerkende manier waarop Paulus al sy briewe die mense groet, behalwe in 1 en 2 Timoteus. Daar is sy groetwoord genade, barmhartigheid en vrede, wat dieselfde is as in 2 Johannes 3. Die tradisionele groet in die Hellenistiese wêreld was die Griekse woord chairein, wat in die inleidende groetwoord bloot groete beteken. Vergelyk byvoorbeeld Handelinge 15 vers 23 en Jakobus 1 vers 1. Dan voeg hy hierby by hierdie chairein, of dan hy het nie daai woord gebruik, hy gebruik genade en dan gebruik hy ook die woord vrede, en wat in Grieks die woord vrede is die tradisionele Hebreëse woord shalom, wat die betekenis dra dat die ontvangers daarvan volkomenheid of welstand toegewens word. Die Hebreëse woord shalom. Paulus groet dus sy broers en susters in Christus met genade vir julle en vrede. Dis belangrik om op Paulus se woordorde ag te slaan. Hy sê nie genade en vrede vir julle nie, maar hy sê genade vir julle en vrede. Hierdie woordorde is betekenisvol. Die genade van God en Christus word aan God se kinders as 'n geskenk gegee. Vrede is die gevolg van hierdie geskenk. Dus genade vir julle en vrede wat voortvloeiend is uit die genade uit. In 'n diepgaande sin verteenwoordig hierdie groet Paulus se groter teologiese perspektief. Die som totaal van God se handeling teenoor die mensdom word gevind in die woord genade. Nou die woord genade beteken onverdiende guns. Dis iets wat jy net kan ontvang, jy kan dit ervaar, jy kan dit nooit verdien nie. God het homself oorvloediglik en genadiglik vir sy mense in Christus gegee.
niks is verdien nie, of as gevolg van menslike prestasie nie. Die som totaal van al die voordele wat gelowiges as ontvangers van God se genade ervaar, is vrede. As jy sy genade in jou lewe ervaar, in 'n ontvanger, dan kom daar, soos die Bybel sê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is God se eskatologiese shalom, beide vir nou en wat nog kom. Vrede vloei uit genade en beide kom van God die Vader en is effektief in die menslike geskiedenis gemaak deur ons Here Jesus Christus. As gevolg van wat Jesus kom doen het aan die kruis, het ons God se genade en kan ons dit ervaar sy genade en kan ons ook daardeur vrede kry wanneer ons onsself daaraan oorgee en toelaat dat Jesus in al sy heerlikheid ook in ons lewe en ons harte inkom. Goed, dan kom ons by die volgende 2 verse gaan ek nou nog doen, vers 2 en vers 3, en daarmee gaan ons vanaand volstaan. Nou hierdie hoofstuk 1 vers 2 en 3 is 'n danksegging. Onthou ek het nou nog gesê Paulus se briewe is baie keer na die inleidende groet, dan het hy gekom met 'n danksegging aan God. Verskoon. Hy sê ons dank God altyd oor julle almal, wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Voor God ons Vader onthou ons onophoudelik die uitwerking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde en die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Nou dit is die 2020 vertaling. Die Nuwe Testament vertaal dit so: ons sê altyd vir God dankie vir julle almal. Ons doen dit wanneer ons aan julle dink in ons gebede, in die teenwoordigheid van ons God en Vader. Onthou ons heeltyd julle goeie werke wat in geloof geanker is en julle harde arbeid wat in liefde geanker is en julle volharding wat in hoop geanker is. Dit alles is gerig op die Here Jesus Christus. En baie interessant, julle gaan dit agterkom as jy Paulus se briewe lees, hoe baie praat hy van liefde en van geloof en van hoop. Daardie 3 dinge. In 1 Korintiërs 13 sluit daarmee af en sê hy, en nou bly geloof en hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Maar hierdie 3 dinge, hoop, geloof en liefde, kom baie in Paulus se briewe voor. Nou die New English Translation sê dit so: We thank God always for all of you as we mention you constantly in our prayers, because we recall in the presence of our God and Father your work of faith and labor of love and endurance of hope in our Lord Jesus Christ. Okay, Paulus het hier met 'n gebruik begin waarmee hy in die meeste van sy latere briewe aangehou het, naamlik om die openingsgroet op te volg met 'n danksegging verslag. Verse 2 tot 10 bestaan in die Grieks uit 2 langsinne, naamlik vers 2 tot 5 is in Grieks net 1 sin en dan vers 6 tot by vers 10 is ook net 1 sin. So as 2 sinne. Paulus was partymal lief om langsinne te gebruik. Ek meen Efesiërs 1 vers, ek dink as ek nou vinnig dink, van vers 3 tot by vers 14 is in Grieks net 1 sin. So ek noem dit maar net so in verbygaan. Nou verse, dis 2 langsinne. In die eerste gedeelte, naamlik verse 2 tot 5, of in die eerste gedeelte van hierdie langsin wat ons sou ken as vers 2 tot by vers 5, is die eerste gedeelte, dit wil sê
vers 2 tot by vers 3. Daarin meld Paulus dat wanneer hy en sy medestryders vir die Tessalonisense bid, dink hulle gedurig aan die gemeente se geloof, liefde en hoop. Daar's die 3 dinge wat ek nou van gepraat het. Hierdie danksegging antisipeer ook die brief se hoofgedagte, soos die koms van die evangelie na Tessalonika, wat ons sien in hoofstuk 1 vers 5a en 9, die karakter van die evangelie dienaars, 1 vers 5b, die bekering van die Tessalonisense, 1 vers 6 en ook vers 9 tot 10, die gevolge van hulle bekering, 1 vers 3 en dan ook vers 7 tot 8, die verdrukking wat hulle verduur het, 1 vers 6, die kerk se missie, 1 vers 8, en dan ook die eskatologiese hoop wat hulle het in 1 vers 10. Nou vers 2 sê dan, ons dank God altyd oor julle almal, wanneer ons julle dink aan ons gebeure. Paulus hulle bid gereeld vir die gemeente in Tessalonika en dank God vir almal van hulle. Hierdie is nie 'n beleefde godsdienstige spraak soos wat Christene soms doen nie. Julle al dit gehoor, jy praat met iemand en sê hy, ek sal vir jou bid, en partymal doen hulle dit nooit nie. Jy weet, dit is partymal 'n geuite tipe van Christelike term geword. Ek bid vir jou. Jy moet seker maak, as jy sê ek bid vir jou, dat jy werklik vir die persoon bid. Partymal sê mense dit maar net as 'n tipe van, ek dink partymal dis maar net om die ou van hom al weg te kry. Want sê, moenie worry nie, ek bid vir jou. So, nou Paulus het dit nie net gesê, ek bid vir julle nie. Hulle het werklik vir hulle gebid. Dis 'n realistiese en 'n kragtige beskrywing van hoe hulle praat met die Here wanneer hulle bid. Ware gebed is doeltreffend omdat daar 'n lewende God is wat hoor en antwoord. Hulle doen dit gereeld en is die eerste van verskeie dankseggings in 1 Tessalonisense. Paulus is dankbaar teenoor die Here vir die werk wat hy onder die gemeente doen en in die toekoms nog gaan doen. Hy is dankbaar oor almal van hulle, nie net as 'n groep nie, maar ook elkeen individueel. So belangrik om dit te besef, dat Paulus hulle het werklik vir hierdie gemeente gaan bid. En nou kom hy in vers 3, nou sê hy, hoe bid hulle? Hy sê, voor God ons Vader, onthou ons onophoudelik die uitwerking of dan die werke van julle geloof, die moeitevolle inspanning of die arbeid van julle liefde en die standvastigheid of dan die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, Paulus sê so vir hulle, terwyl ons vir julle bid, onthou ons hierdie 3 goed wat absoluut teenwoordig was in julle gemeente, en hulle onthou dit en hulle bid daaroor. Hy sê hier in vers 3, kry ons dan die motivering waarom Paulus hulle God voortdurend dank wanneer hulle aan die gemeente dink in hulle gebede. Jy sien, hulle gebede het gaan ook oor danksegging. Hulle het die Here gedank vir dit wat in hierdie gemeente is. Hierdie absolute geloof en hoop en liefde wat prakties uitgeleef was. Dit was nie net woorde wat bestaan het nie, maar hulle is prakties in hulle lewe uitgelewe. Hy sê hulle onthou die Christelike deugde wat duidelik sigbaar in hierdie gelowiges se lewe was. Hulle goeie werke en geloof geanker. Hulle harde arbeid is in liefde geanker en hulle volharding is in hoop geanker. So baie interessant, as jy dink aan 1 Korintiërs 13, dan sê hy, al doen jy al die werke, al doen jy die wonderlikste goed sonder liefde, dan beteken dit eintlik niks. En hier sê hy dat hulle harde arbeid was in liefde geanker. Met ander woorde, liefde was die dryfveer waarom hulle sekere dinge gedoen het. Hierdie gemeentes geloof, liefde en hoop
is die gronde vir die apostels se danksegging aan God wanneer hulle dink aan hulle gebeure. Hierdie 3, geloof, liefde en hoop. Nou hier sê ek wat ek nou nog gesê het, kom herhaaldelik in vroeë Christelike lering voor, wanneer die ideale Christelike karakter beskryf word. In 5 vers 8, Romeine 5 vers 1 tot 5, 1 Korintiërs 13 vers 13, Galasiërs 5 vers 5 tot 6, Kolossense 1 vers 4 tot 5, Hebreërs 10 vers 22 tot 24 en dan ook 1 Petrus 1 vers 21 tot 22. Daarom kan julle sien dat dit was nie net Paulus wat daaroor gepraat het nie. Die skrywer aan die Hebreërs het ook daar gepraat en dan ook Petrus toe hy 1 Petrus geskryf het. In ander verse word geloof en liefde gekoppel aan die vrug van hoop, naamlik volharding. 2 Tessalonisense 1 vers 3 tot 4, 1 Timoteus 6 vers 11 en 2 Timoteus 3 vers 10. Terwyl vrugte van al 3 deugde, werke, inspanning en volharding saam voorkom in Openbaring 2 vers 2. Ten spyte van die nadeel dat hulle 'n jong en vervolgde gemeente was, gee hierdie gelowiges duidelike bewyse van egte en herkenbare Christelike karaktertrekke. Hierdie was nie passiewe of onsigbare deugde nie. Ek meen is iets wat jy kon sien, maar kon dan in hulle optrede gesien word. Paulus en die ander onthou die werk of die uitwerking dan van hulle geloof, hoewel die objek van hulle geloof God self was. Hoofstuk 1 vers 8 het hulle geloof aktiewe uitdrukking gevind in hulle werke. Hierdie feit vind aansluiting by Jakobus 2 vers 17 tot 18 wat sê, so is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het die geloof en ek het die dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Paulus sê dit self, Efesiërs 2 vers 10, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het, te doen en daarvolgens te leef. Dade of werke is dus 'n uitvloeisel van ware geloof. Ja, ek wil net vinnig dit sê, dis nie dade wat jou red nie. Jy kan nie met dade, met werke, jou saligheid koop nie. Maar, as jy by die Here uitgekom het, en jy begin hom dien, dan uit jou liefde vir hom, en jou geloof in hom, bring na vore, dat jy sekere goed begin doen, sekere dade, sekere werke, wat jy begin doen, asof dit is 'n uitvloeisel. Dit lei nie na geloof toe nie, maar is 'n uitvloeisel van geloof. Dis net soos op menslike term, as 'n man sê ek het my vrou lief, dan doen hy sekere dinge vir haar, omdat hy haar lief het. Hy doen nie sekere dinge om haar liefde te probeer koop nie. Hy doen dit uit haar liefde vir haar, of die vrou doen dit ook vir die man. En dis maar dieselfde in ons verhouding met die Here. Soos ons in verhouding met die Here staan, ons geliefde en ons geloof in hom veroorsaak dat ons sekere dinge doen wat vir hom ook dan welbehaaglik is. Nou die moeitevolle inspanning of die arbeid van julle liefde, ek het nou 'n bietjie vooruit geloop, soos wat werke van geloof verwys na Christelike aktiwiteite wat voortspruit uit geloof, verwys arbeid van julle liefde na dade wat voortspruit uit liefde. Nou die Griekse woord wat daar vertaal word met arbeid of inspanning is 'n sterker woord as net die vorige een wat ons gesien het, jou werk nie. Daai arbeid is 'n sterker woord, is die Griekse woord kopos. Die werke woord is ergon. So in kopos is 'n sterker woord. Hierdie arbeid wat hulle doen is 'n sterker woord as om net te werk. En gaan nie net oor om iets te doen nie, maar dit sluit ook 'n element van ongerief of swaar kry in. Met ander woorde, hy praat van die arbeid van julle geloof
En dis hoekom die 2020 vertaal, of die arbeid van julle liefde, dit vertaal die moeitevolle inspanning van julle liefde. Met ander woorde, waar die werke van jou geloof, jy doen dit uit dankbaarheid en alles ensovoorts, maar as dit kom by daai arbeid, dis iets wat bietjie moeite verg. En daar's partymal druk daaraan verbonde. Maar jy doen dit as gevolg van liefde. Daarom sê Paulus ook in 2 Korintiërs 5:14, die liefde van Christus dryf ons. Nou die standvastigheid of die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Die woord standvastigheid of volharding word oor die algemeen in hierdie brief en die res van die Nuwe Testament gebruik in koneksie met moeilikhede en vervolgings wat die Christene in die gesig staar. Daar is duidelike bewyse in die briewe aan die Tessalonisense dat die gemeente daar opposisie en ellende ervaar het as gevolg van hulle nie gevonde geloof. Dit staan uit 1 Tessalonisense 1 vers 6b, 2 vers 2b, vers 14 tot 15, 3 vers 1 tot 5 en dan ook 2 Tessalonisense 1 vers 4 tot by vers 7. Paulus hulle is daarom dankbaar vir hulle standvastigheid te midde van swaar kry en oppositie. Hulle hoop lê in absolute vertroue in die Here Jesus Christus. En daarmee volstaan ek dan vir vanaand. Volgende week, Here wil, sal ons aangaan by vers 4. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Mag die Here julle seën en mag hierdie week ook vir julle 'n wonderlike week wees waar sy plan en doel en wil in julle lewe vervul sal word. Baie dankie.